Goeiedag, Vanessa Foster van die Bybel in 1 jaar saam met julle. Vandag lees ons saam uit Levitikus hoofstuk 24. Wanneer ons hierdie hoofstuk lees, sien ons dat die versorging van die heilige plek en die toepassing van geregtigheid aangespreek word. Verse 1 tot 9 fokus op die voortdurende versorging van die tabernakel, veral die lampe en toonbrode. God wou hê dat daar gedurig deur lig in die tabernakel moes wees, en dit simboliseer die lig van God se teenwoordigheid onder sy mense. Die voortdurende lig het ook na die komende Messias verwys. En Johannes 8 vers 12 sê vir ons dat Jesus die lig van die wêreld is, en wie hom volg sal beslis nie in die duisternis leef nie, maar die lig van die lewe hê. Die 12 toonbrode het die 12 stamme van Israel voor die Here se teenwoordigheid in sy tabernakel verteenwoordig. Toonbrode beteken letterlik brood van die aangesig, en dit is ook met God se teenwoordigheid geassosieer. Die toonbrode het Israel se voortdurende gemeenskap met God uitgebeeld, en in die Ou Testament was die deel van brood dikwels 'n teken van verbondsverhouding en gemeenskap. Vandag is dit vir elkeen van ons moontlik om in gemeenskap met die Vader te wees, as gevolg van Jesus wat homself as die brood van die lewe vir ons kom gee het. Lees gerus Johannes 6, verse 35 tot 48. Die hoofstuk skuif oor na 'n verhaal oor 'n man wat die naam van die Here laster en die straf wat daarop volg. Sommige Bybelkommentare meen dat sy gemengde agtergrond moontlik tot sy optrede bygedra het, maar die skrif gee nie vir ons 'n presiese rede nie. Hy word voor Moses gebring, en God beveel dan dat hy deur die wat die godslastering aangehoor het, gestenig moet word. Nou dit het die erns van die ontheiliging van God se naam geïllustreer. Deur die naam van God te vervloek, was 'n teken dat die heerskappy van God verwerp word. Ons lees in die Nuwe Testament dat Christus valslik deur die Joodse leiers van godslastering beskuldig is, toe hy beweer het dat hy die seun van God is. Anders as die man van Levitikus 24, was Jesus sonder sonde. En hoewel hy valslik van godslastering beskuldig is, het hy die straf gedra wat sondaars verdien. Sy offer toon die erns van sonde, maar ook die oorvloed van God se genade vir die wat hul bekeer. In verse 17 tot 23 lees ons van die beginsel van regverdige vergelding. Hierdie wet het verseker dat geregtigheid proporsioneel was. Dit help mens verstaan dat 'n oog vir 'n oog nie oor wraak gegaan het nie, maar oor beperkte en regverdige straf. Christus verduidelik later in Matteus 5 verse 38 en 39 dat die wet nie bedoel was om persoonlike wraak te bevorder nie, maar geregtigheid onder wettige gesag. Ons as Christus se volgelinge word dus geleer om met genade op persoonlike oortredings te reageer. Wanneer ons God se geregtigheid verstaan, behoort dit ons te lei om genade te betoon, eerder as om persoonlike vergelding te soek. Ons leer dus uit Levitikus 24 dat ons geroep is om die wêreld met die lig van Christus te verlig. Dat ons deel moet neem aan die geestelike voeding wat kom uit ons verhouding met God, vertroue in sy voorsiening en 'n daaglikse soeke na sy teenwoordigheid. Ons is almal na die beeld van God geskape. Dus moet ons mekaar ondersteun en aanmoedig om God se standaarde te handhaaf en almal met integriteit en billikheid te behandel. Laat ons God se naam in woord en daad eer en mag ons getrou dien in toewyding
en gehoorsaamheid aan God. Soos wat ons onsself verdiep in die skrif, mag ons toegerus word om volgens sy wil te leef, na reinheid te strewe en daagliks sy teenwoordigheid te soek. Mag jy 'n geseënde dag verder hê. Tot volgende keer. Totsiens.